genade. Gewoonlik wanneer ons iemand se welwillendheid soek, beklemtoon ons eie wen-eienskappe en prestasies. Ons kollegas, geliefdes, familielede word bestook met 'n lys van ons dade en pogings om die ander persoon te laat reageer. Dikwels lei dit tot 'n toutrek mentaliteit, waar ons alles wat ons verdien baseer op wat ons eerstens gegee het. Maar ons verhouding met God volg nie hierdie reëls nie. God se genade is nie gebaseer op wat ons doen nie. Dit is geheel en al gebaseer op sy goedheid. Die psalmdigter wat dit besef, rig al sy aandag op God se genade in Psalm 25. Dink aan die liefde en trou, Here, aan U, wat U van altyd af betoon het. Moet tog nie dink aan die sonde en oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in U trou, Here, omdat U goed is. In hierdie individuele klaaglied reik die psalmdigter na God met die oproep om vergifnis en lyding. In plaas daarvan om sy dade te regverdig, om God se guns te verkry, rig die psalmdigter die fokus op God se werke en sy getrouheid in die verlede. Wat hy verdien is nie wat hy kry nie. Iets waarvoor hy geheel en al dankbaar is. God se oorvloedige genade strek ver, van die hemel tot die aarde, waar Jesus die hoogste prys vir ons sonde betaal het. Ons kan nie dankbaar genoeg wees vir hierdie groot daad van genade nie. Dit is rede vir nederigheid en dankbaarheid, soos die psalmdigter dit uitdruk, en 'n daad van getrouheid teenoor ons wat ons nooit kan terugbetaal nie. Sy genade behoort ons konsep van wat ons verdien heeltemal te transformeer. Dit behoort ons so te verander dat ons diegene rondom ons nie met verwagting van wie hulle of wat hulle vir ons behoort te wees nie, te behandel nie, maar met genade en liefde, soos God ons behandel het.